Welkom by ons laaste markverslag vir 2025. As ons nou 'n onderwerp moet kies vir ons laaste verslag, moet ons seker sê die jaar wat was. Maar we begin maar altyd by die begin. En Willem, welkom, een van ons portefeuljebestuurders. Die begin van die jaar het die beleggers wat verwag. En vertel ons 'n bietjie, wat was die verwagting as ons nou terugdink aan die begin van 2025? Ja, as ons begin, ek dink nie ons het die jaar te opgewonde begin of met groot verwagtinge nie. Die groot ding was maar die verwagtinge van Trump en sy tariewe en hoe dit markte gaan beïnvloed. Daar was vrese vir inflasie, dat ons nie gaan rentekoersverlaging sien in Amerika nie. Wat daar moontlik 'n resessie daar gaan wees. En waardasievlakke was al reeds redelik hoog daar, so ek dink ons is maar half bekommerd oor waar markte gaan vir die jaar. Waarom so hoe dit toe nou op die ou end uitgewerk, as ons kyk na wêreldmarkte as 'n begin? Ja, wêreldmarkte was allemaal heel verkeerd geweest met hulle verwagtinge. Ons het wel die Trump tariewe gekry. April was daar groot daling in die markte op die rug daarvan. Dit was eintlik net 'n lekker koopgeleentheid geweest by eind van die dag. Die VSA-mark het nog baie skerp gestyg weer daarna, val gedryf deur die tegnologie sektor. Maar die res van die wêreld het ook so 'n bietjie na die partytjie toe gekom, met Europa, ander wêreldmarkte en lykende markte wat almal baie goeie jare gehad het. Willem, in Suid-Afrika, as ons nou terugkom daar in die huis, hoe het dit hier gegaan? Was dit beter, was dit slegter as ons vergelyk met die res van die wêreld? Ja, met die res van die wêreld vergelyk het ons eintlik 'n uitstekende jaar op die eind gehad. Deels seker maar as gevolg van vloeie en ontlykende markte in. So byvoorbeeld ons banke en industriële aandele jy so net beter as dubbelsyfer opbrengste gesien. Die algehele mark is meer as 30% op tot dusver vir die jaar. En dis maar grootliks as gevolg van goud wat 'n uitsonderlike jaar gehad het. Daai indeks of die hulpbron indeks is meer as 100% op vir die jaar tot dusver. Ons het ook 'n paar ander goeie goed gesien. Ons is af van die gryslys af, ons rentekoerse bly afgaan. Inflasie lyk redelik in bedwang. Ons het 'n kredietopgradering gesien. So oor die algemeen lyk dit goed en die vooruitsigte lyk ook nog goed op die oomblik. Willem het nou genoem die hulpbronne en die goudpryse het so goed gedoen het hierdie jaar en jy skielik so opgeskiet het. Wat in 'n eenvoudige manier, wat dink jy is die rede daarvoor? Ek dink die groot rede is maar daai aanvanklike onsekerheid waarmee die jaar begin het. Het beleggers probeer om bietjie meer in fisiese vaste bates klasse in te gaan. Jy het 'n swakker dollar gesien as gevolg van die negatiewe verwagtinge oor Amerika. En goud is maar een van die begunstigdes in so 'n vloei van fondse. En die goudprys het geweldig gestyg en dan daarmee saam die goud aandele hier by ons. Wel, dit is dan duidelik dat mens baie versigtig moet wees om die markte te voorspel. Want begin van die jaar het een ding gedink en aan die einde van die jaar het ander goed gebeur. So die belangrikste is vir ons kliënte, bly belê, moenie probeer die markte soos ons die tang nie. Moenie die markte probeer voorspel nie, dit werk nie. Moenie te veel aandag gee aan die nuus nie, maar bly belê en geniet julle Kerstyd. Dankie.